Welkom by Wiskunde maklik verstaan. Die eerste enetjie waarna ons gaan kyk is getallestelsels. En ek is Marlene van die Kerk van Siblewee Tutoring Center. So, die eerste enetjie wat ons gaan kyk is natuurlike getalle. Nou natuurlike getalle se simbool is 'n N, 'n hoofletter N. En hoe mens dit ook maklik kan onthou is jy skryf 1, want dit begin by 1. En die versameling getalle vir natuurlike getalle is 1, 2, 3, 4 en 5. So, om dit maklik te onthou, skryf 1. Dan, die volgende enetjie waarna ons kyk, is telgetalle. Nou, telgetalle is, soos mens kan sien, natuurlike getalle is ingesluit, maar dit begin weer eens by 0. So, dis die hoofletter N, saam met 'n 0. Die volgende enetjie is heelgetalle. Nou, heelgetalle se simbool is 'n Z. En om hom maklik te onthou, gebruik mens 'n Z, en jy sit van pyltjies aan met 'n 0, want dit beteken alles wat links en alles wat regs van 0 is alles heelgetalle. So die versameling van heelgetalle, kry mens die 0 in die middel, en aan die regterkant al die positiewe getalle, 1, 2, 3 en dit gaan aan, en aan die linkerkant al die negatiewe getalle, -1, -2, -3 en dit gaan ook aan. So heelgetalle sien ons, is al die getalle links en al die getalle regs van 0, maar hulle almal is ingesluit. Die volgende enetjie waarna ons kyk, is rasionele getalle. Nou rasionele getalle is getalle wat as 'n breek geskryf kan word, waar die noemer nie 0 is nie. Ons sal net nou gou kyk wat is die noemer en wat is die teller, maar tans, dit is getalle wat ook as 'n heelgetal bo en 'n heelgetal onder geskryf kan word. Ons sien ook dat rasionele getalle sluit in alle breuke waar die noemer en die teller heelgetalle is, net soos ek nou net gesê het, maar die noemer is nie 'n 0 nie, onthou dit. Dan het rasionele getalle ook 'n stoppunt. Dit beteken hy stop, hy eindig. En 'n rasionele getal is ook repeterend. Dit beteken hy het herhalende desimale, kom ons kyk na die voorbeeld, 0,171717, die 1 en die 7 herhaal. Soos ek net nou gesê het, kom ons kyk gou-gou. 'n breek het 'n teller bo en 'n noemer onder. So, ons het nou geleer dat die noemer mag nooit 'n 0 wees nie. Om bietjie verder te gaan kyk, kom ons kyk na nog 'n voorbeeld van 'n getal onder rasionele. Ek het gekies getal nommer 3. So, getal nommer 3 sien ons is 'n natuurlike getal. Ons sien hy is 'n telgetal. Ons sien ook hy is 'n heelgetal, net soos ons vroeër gesê het, natuurlike getalle begin by 1 en dis al my positiewe. Telgetalle begin by 0 en dis verder my positiewe, waar heelgetalle links en regs van 0 is, en dis my negatiewe en my positiewe getalle. So, kry ons ook dat 3 is 'n rasionele getal. Hoekom sê ek hy's 'n rasionele getal? Ons het vroeër geleer dat rasionele getalle is getalle wat as 'n breek geskryf kan word. En, as ek vir julle nou kan wys, die getal 3 kan ons as 'n breek skryf. Jy kan hom skryf as 3 op 1, wat vir my op die ou end nog steeds die getal 3 gee, maar in breekvorm skryf ons hom as 3 op 1. Die volgende ene wat ons gaan kyk, is irrasionele. En sy simbool is 'n kie met 'n streepie. Nou, hoe ek dit altyd onthou, of ook vir ander leer om dit te onthou, is daai streepie, sê vir my dat hy nie 'n stoppunt nie. Hy hou aan tot forever. So, dit is getalle wat nie as 'n breek geskryf word, waar my getalle heelgetalle bo en onder is nie. Hy kan nie as 'n gewone breek geskryf word nie. Saam met dit, hy het nie 'n stoppunt nie. Hy stop nie, hy eindig nie. En hy's nie repeterend nie. Hier is 'n voorbeeld, 0,17181911. Hierdie getal stop nie, hy hou aan. Nog voorbeelde van irrasionele getalle is by vierkantswortels. Dit beteken, hulle is nie volkome vierkante nie. So, as ons hierdie gaan uitwerk, gaan hulle nie volkome vierkante wees nie. So, vierkantswortel 2, vierkantswortel 3 en vierkantswortel 5 is voorbeelde van vierkantswortels wat nie volkome vierkante is nie. So kyk ons ook na derde magswortels. Derde magwortel 2, derde magwortel 3 en derde magwortel 4
is nie volkome derde magswortels nie. So ons moet onthou, hierdie is voorbeelde van irrasionele getalle. Dan die volgende enetjie wat ons nou gaan kyk is reële getalle. Nou reële getalle is getalle wat bestaan en dus gedefinieer kan word. So wat dit beteken is, hy kan uitgewerk word. En reële getalle val rasionele en irrasionele getalle. Nou so kom ons kyk nou 'n bietjie verder. Reële getalle het ons nou gesê is rasionele getalle en irrasionele getalle. Onder rasionele getalle word hy verder verdeel in heelgetalle en breuke. Wat beteken? Hy kan 'n breuk wees wat op die ou end die noemer en die teller gaan vir my heelgetalle wees. En dan 'n heelgetal, soos kom ons sê die getal 3, kan ook as 'n breuk geskryf word. Onder heelgetalle weet ons dat dit is al my negatiewe getalle, dis die 0 is ingesluit en al my positiewe getalle. So heelgetalle is die Z, soos ons vroeër kan onthou, en dit wys vir my dis al die getalle links en al die getalle regs van 0. Goed, as ons dan nou verder na die volgende eentjie kyk, is dit die hoofletter R met 'n streepietjie by. Nou hy sê vir my dat dit is nie reële getalle. Dit beteken hierdie getalle kan nie bestaan nie. Hy kan nie uitgewerk word nie. Ons gebruik gewoonlik die naam ongedefinieerd. As ons nou verder kyk, moet ons onthou dat 'n breuk het 'n teller bo en 'n noemer onder. En hierso is ietsie wat ons nou regtig moet onthou. Kom ons kyk bietjie. 0 mag wel bo staan. 0 is ook 'n heelgetal en hy's ook 'n telgetal. So 0 kan die teller wees, maar hy kan nie die noemer wees nie. So in hierdie geval 0 op x, gaan sy antwoord gaan vir my 0 wees. Maar as ons omskryf x op 0, is dit ongedefinieerd en dit is ook 'n nie reële getal. En hoe ek dit altyd onthou of ook leer, is dat 0 het nie bene om op te staan nie. So hy gaan nie so kan wees nie en hy kan nie werk so nie. Dan kry mense 'n ander voorbeeld. Vierkantswortel minus 3. As mens hom op jou kalkulator gaan uitwerk, gaan jou sakrekenaar dadelik vir jou 'n error gooi. So vierkantswortel minus 3 is ook nie reël. Ek gaan nou 'n bietjie saam met julle 'n voorbeeld doen van 'n paar getalle en dan moet ons kyk of dit 'n natuurlike getal, 'n telgetal, 'n heelgetal, 'n rasionele getal, irrasionele getal of 'n reële getal is. So kom ons kyk na nommer 1. Nommer 1 staan, dis minus 5, 5, 2, maar bo op die 2 sal julle sien daar is 'n kolletjie. En dit sê vir my, hierdie getal is repeterend. So wat het ons geleer van 'n repeterende getal? So ons het nou gesien, 2 is repeterend. Maar as ons nou kan sien, 'n repeterende getal, wat 'n getal is die? Ons sien ook hierdie is minus, so hy kan 'n heelgetal wees, maar kom ons kyk gou-gou. Heelgetalle is nie breuke nie, hulle is volledige getalle, maar rasionele getalle is breuke waar die teller en die noemer heelgetalle is. So, minus 5,52 met kolletjie bo die 2 wat wys repeterend is 'n rasionele getal en ons sien ook is 'n reële getal. Dan gaan ons na nommer 2 toe. Nommer 2 wys vir my derde magswortel minus 8. OK, hier is nou 'n minus onder hom. Maar kom ons kyk gou wat gebeur met hom. Ons sien dat die 3 voor die derde magswortel sê klaar vir my dat die getal wat onder die vierkantswortel is, moet 3 keer met homself gemaal kan word om op die ou end die vierkantswortel weg te kry. So watter getal gaan dit wees? Hierso het ek vir julle gewys. Dis minus 2 wat 3 keer met mekaar gemaal word. Kom ons kyk gou hier. Minus 2 maal minus 2 gee vir my 4, want 'n minus maal 'n minus is 'n positief. Maar nou het ek 'n positief met 'n negatief. Dit gaan vir my 'n negatief gee. En 4 maal 2 gaan vir my 8 gee. So daarom is 4 maal minus 2 minus 8. So, daar's my getal wat onder my derde magswortel staan. So, my antwoord is minus 2. Nou minus 2 kan ons sien is wat? Minus 2 is 'n heelgetal. Ja, want heelgetalle is al my getalle links en regs van 0. Dan kan ons sien, hy is ook 'n rasionele getal. Hoekom? Want jy kan minus 2 as 'n breuk skryf. Nou minus 2 as 'n breuk gaan vir my minus 2 op 1 gee.
Saam met dit is hy ook 'n reële getal, want onder reële getalle is al my rasionele getalle en al my irrasionele getalle, en onder my rasionele getalle val heelgetalle ook. Goed, en dan wil ek julle net gou terugvat om te onthou, altyd voor jy hierdie tabel kan doen, jy kan nie net op daai goedjies gaan kyk wat is die antwoord nie, jy moet altyd gaan en dit eers gaan uitwerk, voordat jy hierdie tabel kan invul. Ok, kom ons gaan verder. Nommer 3 sê vir my vierkantswortel 12 op 4. Ok, kom ons kyk gou-gou. Die eerste plek is, 'n vierkantswortel het eintlik 'n wegsteekbare tweekie daar. Wat beteken dat hierdie getalletjies onder moet 2 getalletjies wees wat met mekaar kan maal om dan op die ou end die vierkantswortel weg te kry. Maar in hierdie geval kan ons sien dat daar's glad nie 'n getal bo, wel 12 kan mens nie 'n eksponent van 2 kry nie. So, jy gaan nie die vierkantswortel kan wegkry nie, maar om wel die vierkantswortel weg te kry, gaan ons die 12 deur die 4 deel, wat dan op die ou end vir my vierkantswortel 3 gee, en as ons vierkantswortel 3 met my sakrekenaar gaan uitwerk, kry ons 1,732051. En 1,732051, weet ons dadelik is wat? Goed, kom ons kyk, hy het nie 'n stoppunt nie, né? En hy is nie repeterend nie. So, hy is 'n irrasionele getal. Saam met dit, weet ons onder reële getalle, is irrasionele getalle ook, so hy is 'n reële getal ook. Kom ons kyk gou na 'n vierde magswortel 64. Ok, weer eens, daai viertjie sê vir my dat die getal onder moet daar 'n getal wees wat 4 keer met homself gemaal kan word om 64 vir my te gee, voor ek die wortel kan wegkry. Nou, kom ons kyk of daar iets is. In hierdie geval is daar ook nie. Daar is nie 'n getal wat ons kan vind wat die eksponent 4 kan kry, so ons werk dit weer op ons sakrekenaar uit. En die antwoord is 2,82843. Ok, kom ons kyk gou na hierdie getalletjie. Eerste vraag wat ons vra om te wil weet of hy onder hierdie val, is hy 'n heelgetal? Nee, hy het wel 'n heelgetal daarvoor, maar daar is 'n breek, né? En ons weet rasionele getalle is getalle wat as breuke geskryf kan word. Maar in hierdie geval het hy nie 'n stoppunt nie en hy is nie repeterend nie. So ons sien, hy is nie rasioneel nie, maar hy is wel irrasioneel, want hy stop nie en hy gaan aan tot forever. Dan weet ons ook, onder reële, het ons my rasionele en my irrasionele. So, hierdie getalletjie is ook 'n reële getal. Dan kyk ons gou na nommer 5. Nommer 5 is 0,17489. Nou, as ons na hom ook kyk, hy het nie 'n stoppunt nie en hy is nie repeterend nie. So ons sien weer, hy is ook irrasioneel en hy is ook 'n reële getal. Goed. So as ons nou mooi kyk na hierdie, besef ons dat ons moet altyd eers die getalletjie gaan uitwerk wat ons hier by die getal kry, voordat ons kan bepaal in watter groep hy val. Goed. Dan is ons nou klaar met video nommer 1. So na hierdie video is daar 'n wiskunde verstaan maklik kwis. En julle moet asseblief hom vir my voltooi en dan gaan ons aan na video 2.